Hallelujah. Father God, Thank we you, Lord. decree and declare you're amazing Hallelujah. God. There is no other God like Praise you. to the name of Jesus. You rule and you reign, Lord. Thank you, Lord. You're our blessing. You're our Redeemer. You're our healer. You're I am that I am. Everything we are in need of. Your word is the evidence, Lord, that your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Your word is the evidence that we are healed by your stripes 2,000 years ago. Your word is the evidence, Lord, that we walk in your blessings. And your word is the evidence, Lord, that your favor is upon our lives. Your word is our evidence, Lord, that we are redeemed by you from all sickness and disease and spiritual death. Because the spirit of life, which is Yeshua Messiah, overrules the spirit of sin and death in our lives. Lord, we bless you this morning. We worship you. We adore you. We glorify you. We magnify you. Holy Spirit, take control of this meeting. Reveal to us more that we need to do, more of Jesus, that we can become less and you can become more in our lives. Blessed be the holy name in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. In die tyd wat hulle was, toe dink ek enige die volgende. Sê vir my, weet julle van 'n teologiese skool? Kom ons vat die universiteit, teologiese skool. Enige een. Jy doen jou teorie, jy skryf eksamen. Maar daar's 'n tyd wanneer die dominee saam uitgaan op straat en dan gaan doen hulle evangelism daar op hulle gaan. Weet jy dat hulle so doen hulle prakties. Doen pastore, ek weet doen gaan hulle uit, one-on-one doen hulle prakties. Ek het eendag vir Prophet Elisei gesê, die ouens hy moet dit 'n vak maak. Ja, by die Bybelskool Ja. om te gaan uitreik en te gaan toe gesê hy gaan dit doen, maar ek weet nie of ek is nou nie deel van die Bybelskool nie, ek weet nie of hulle dit doen of nie doen nie. Want as jy dit nie gaan doen nie, dan manifest die Bybel nie vir jou nie. jy moet die ou daagse word. Ek sê altyd, activate. jy vat die golf manual en jy nog nooit in jou lewe 'n stok vasgehou. Ja. Jy is vir 3 jaar in die golf manual. En as jy klaar is, dan sê ons vir jou, okay, nou gaan speel jy die Masters in Augusta. Maar jy weet nie. Ja. Sjoe. Jy doen die bal te staan. Dis die sagkant raak. Dis net soos jy bestuurslisensie gekry het, jy gaan nou 'n rally drywer word. Ja. Jy het geskryf. Hè? Ons gaan party gaan. Nee, dis hoekom dit belangrik is en okay, nou ek wil net vir julle voor ek gee, net julle wys. Ek het hom sommer foto's geneem toe hulle Saterdag graduate het. Is een ou wat besluit het in Afrika, hulle gaan School of Evangelism gaan hulle nou begin in Afrika. Reinhard Bonkie wat in Afrika bedien het oor die jare, Crusades was hulle harte. Hulle is Amerika toe begin hulle Jacques het dit begin met saam met Guillaume, hulle het 'n program opgestel en hulle het nou 970 vandat hulle begin het, dink 4 jaar terug, 5 jaar terug. 970,000 salvations. Nou die eerste vraag wat ons vra, wat ouens vir my vra, waartoe gaan hierdie ouens? Wat word van hulle? Nee. Okay, my vraag is, die ou wat die vraag vra, wat doen hy? Ja. Hoeveel het jy al? Verstaan, nee. So iemand het die vraag nou weer dag gevra, maar daai persoon wat die vraag gevra het, is met die Heilige Gees gevul. Die vraag vir hom, wie het jou gevat, wie het jou gaan inbring by niemand nie. Maar het jy van die pad af geraak? Nee, hy het dieper in die woord geraak. Jy sien die belangrikste is wat die Heilige Gees wys. Die oomblik is self wysnis met elke ou wat eintlik tot bekering kom met 'n woord, met 'n Bybel kry. Want van dit wat jy ontvang, die probleem is, there's a difference between salvation and be filled with the Holy Spirit. Baie confess met hulle mond, maar hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang. So die Heilige Gees moet seël, want hy is die een wat equip. Hy is die een wat die evidence gee, hy is die een wat jou honger en dors maak om terug te gaan na die woord toe. En dan as jy in die woord kom, gaan die Heilige Gees gaan jou leermeester wees. Ja, en dan het jy mentors en dan gaan jy behoefte hê om terug te gaan of te sê plaas my, dan bid jy en jy vra. Maar daar stappe, maar ek sê nie jy moet kerk los, ek glo nie daaraan nie, absoluut nie. Ek glo skakel in by 'n fellowship of skakel in by 'n gemeente. Dis belangrik. So hierdie 47,000, kyk jy die groei.
net vir julle wys, just to show you. The growth in, hier's Bloemfontein SO hier 2025, 47,728. Terugkom in 3 jaar se. En daai 47 en is in Bloemfontein. Ja. Jesus. Dis in Bloemfontein. En elkeen van hulle is gedokument. Jy Wilbur kan vir julle sê, elkeen is geskryf en elkeen word opgevolg en hulle word uitgestuur. Sien jy werk? Hulle het in die aande vorms ingevul en hulle het aangegaan. Ek onthou ek was nie daar nie. Hy kan net sê wat gebeur het. En dan die volgende is net om vir julle 'n idee te gee. Hulle was 21 studente en dan as jy die gemiddeld deel het hulle 2100 salvations per student gekry. 3000 salvations per dag. Dis hospitale, skole, in Bloemfontein. Hulle die klinieke, die hospitale net in Bloemfontein. Okay. So voilà. Kom ons begin. As julle vra het, stop en vra. Die manne van die outreach, jy Ja. het eendag gesê onthou die voorpredikasie, toe ek die termos veral weer Ja, ja. Ek wil gehoor het hoe was die outreach en wat jy hom gestuur het. By Northridge. Ja. Alright, hulle Wilbur gaan vir julle sê, hoe was Northridge gewees? Vertel jou testimonie in Northridge. Wat daai dit was mos hele was okay. Ja. Northridge was lekker, was 'n belewenis. Ja, dit is jy ek sal maar net van my perspektief af vertel. Toe ons in Northridge was, ja, dit was maar fikkie lou, maar ander tipe. Hy het ons gevra wat is die moeilikste deel in Bloemfontein om te gaan minister. Nou ek kon vir hom gesê kom ons gaan Limmermall toe of ja, kom ons gaan lokasies se malls toe. Maar ek het geweet okay nee, die Afrikaanse malls, die mall waar die kom ons sê die upper class mense uithang gaan die moeilikste wees. En ja, toe sê hy kom ons gaan ja, en toe sê ek vir hom kom ons gaan soontoe. Sê nee, dis reg, kom ons gaan soontoe en toe so laatmiddag op 'n Vrydag gaan ons soontoe. En ja, dit was nogals, jy kon sien vir nie net vir die studente nie, vir my ook was dit ook nogals ek wat al hierdie dalk vir jare doen, dan dink mense nee, maar dis so maklik vir hom en goed, maar daar's nog steeds tye waar ek voel ja, maar moet ek nou met hierdie ou praat? Jy verstaan, ek bedoel. Maar die persoon met wie ek was eintlik so oop en het dit ook nie baie gedoen al nie, maar so kan ek so bold. Sy sal die hele familie stop. En hulle Een van die studente. Ja. Van Ja, en ek's met haar. En ek wil net my gat in die grond indruk wanneer sy dit. En wat doen sy? Sy stop hulle. Sy sê die hele familie wat besig is om shopping te doen stop. En hallo, ken jy al die Here en ek voel my kan nie asseblief, dis nie ons se doen nie. Maar dis okay, sy het dit toe gedoen en dit het my toe net weer iets geleer. Ja, maar anyway, so ons gaan na mense toe, ons evangelize. Ek het toe om een testimonie te doen, te deel. In Northridge. Ja, in Northridge. Is mense doen met mense, veral met jou eie mense, dan raak dit net makliker. En die ding wat jy in jou kop moet sit, wat ek in my kop in drill, is wat die ergste wat kan gebeur. Is hulle kan nee sê, dan beweeg mense net aan. Okay, great, ek bless you in Jesus naam. Lekker dag. Okay, maar anyways, so ek bid toe vir mense en ek kom toe agter hierdie een seun wat seker so 21 jaar oud is, stap hier te verby my en ek wil 'n rare woord met hom deel. En Het jy prompt gevoel jy? ja, I just felt like So is dit belangrik om te bid vir julle Ja. voor die tyd. Ja. Sensitief wees in die gees. ek het net gevoel ek wil met hom deel. Okay, en- so kom ons gaan net Ja, dis terug. reg, nee. Julle preparation voordat jy uitgaan, hoe lank tyd spandeer julle in gebed voordat julle Die 'n mall? die een dag was dit so ek Die span. daar wat die een dag was dit so het ons voor ons mall toe gegaan het. Ek weet dit klink nou nie lankie want ons was Ja. maar gedruk vir tyd en goed. Ja. Maar dit was so 15 minute tot 'n halfuur toe wat ons net gesit het en gebid het vir siele en laat hulle inkom, Here maak hulle harte sag en waar ons net gefokus het op dit en ons was op pad met Moses Mall toe en ons het 'n lekker harvest gesien daar. So dis altyd amazing hoe die Here net werk, ja.
Okay, nou is hulle terug by Northridge. Dis Okay, nie so hierdie ja, so ons stap toe aan. Ek het toe vergeet ek van hom. Toe stap hy verby my en toe sê ek nee, jy gaan nie wegkom nie. En toe half toe roep ek agter hom aan soos hy ouetjie met die swart hemp. En hy was baie nice met my en hy het toe gestop. Hallo. En ons doen toe die jet kaart met hom wat ons seker nog gaan bespreek. Die jet kaart is mos net daai kaart wat Jesus wat by die deur klop van jou hart. En ek gaan toe deur die lys van vrae met hom en hy antwoord en hy kom toe met deur al daai goed met hom. En dit kom toe daarop dat hy sy suster weggeneem is van hom af en sy is oorlede en hy neem God kwaadlik en goed so dit. So die een ding van die jet kaart is dit maak dit 'n avenue oop van tot ander gesprekke met 'n mens. En toe die tannie wat by my was, die student was, ek net vir hom gesê, jy weet die duiwel kom te steel om te dood te maak en te verwoes. Dat die Here nie jou suster van jou weggevat het nie. En dit het heeltemal toe 'n switch verander in sy kop. En lang storie kort, hy toe sy hart vir die Here gegee en ek bedoel, dit was nie net van okay, ek sê gebed agter julle ouens aan nie. Dit was reg van sy gesig het verander. Hy het gegaan van 'n ouetjie toe wat gelyk het asof hy half depressief was tot 'n ou wat 'n smaal gehad het op sy gesig, gesê dankie. Ons het sy kontakbesonderhede gevat. Ons het hom gevra met wie jy hier vanaand. Sy ma, so ons gaan vertel jou ma wat gebeur het. Ek het hom 'n drukkie gegee en ja, dit was net 'n amazing encounter gewees. En ek het gebid vir genesing ook want hy het 'n ingroei ding, toenaal ding gehad wat ek gesê het nee, maar selfs die Here kan dit genees. Al hoe relevant dit lyk. Ja, en toe raak die Here hom net aan. En jy kan net voel die teenwoordigheid van die Here het oor hy seun gekom. So ja, dit was amazing. In Northridge. Okay, so wat ek sê is ek meen daai seun kan kom en hy kan sulke groot werk doen vir die tyd wat ons voor het. En hy kan sulke groot werk doen vir die koninkryk. En dan gaan hy eendag gaan hy van mense terugkom en gaan hulle vra maar hoe het jy tot bekering gekom en hy gaan sê weet jy hulle het my in die mol voorgekeer. Dit gaan oor tyd en geleentheid. As jy nie daar was nie dan was dit 'n divine point. So dis die punt waartoe ons wil teruggaan. Ja, daar's daar's tye wat jy evangelize en jy gaan you go and evangelize en jy gaan uit vir hele groep mense. Want jy wil nou die hele mall en dit is reg want jy is daar om die 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mense te bereik met die evangelie. Maar partykeer voel jy kry sulke een amazing encounter. Jy voel as ons gekom het net vir jou vanaand, was dit die moeite werd. Ja. Jy sien dis dit wat een siel, haar een skaap wat daar verlore is. Deel bietjie met ons die vision wat Ronald Bonke het van hierdie passasiersskip. Oor van die passasiersskip in die video wat ons gaan later wys. Okay. Okay, wel die video wat ons gekyk het dit was nou die SOE. So wat hulle baie in ons ingedrul het was maar net 'n pas vir siele en 'n urgency vir siele. En dit het iets nuuts in my wakker gemaak van ek het is ek nie versigtig kan mens baie keer net in 'n patroon inval van okay, hierdie is maar net my werk. Ek klok maar in 8:00 die oggend en ek klok uit 5:00 die middag en dan wil ek iemand, jy weet, dan sit te moeg om met ander mense te praat oor Jesus en ag, tog ek nog die hele dag gaan praat met mense, nou moet ek met die petroljogie ook praat. Maar wat hierdie kursus my gedoen het, was dit reg gehonger in my gesit vir siele regtig wat bietjie wat daar was in voor dit, maar dit het net geamplify tot en met waar ek nou mense sien en ek sien almal as maar wat as jy sterf vandag? Want toe gaan jy gaan? Ek moet die evangelie met jou deel. So anyways, die storie oor die passasiersskip was juist dit, was om 'n honger in ons in te sit vir siele. Okay, so die storie gaan as volg. There's a ship, and then on the ship there are people. There's like a dining area where people are dining and everything, and then there's a waiter that goes in and serves the people, and then just before he goes into the dining area, someone warns him and tells him like tyd hardloop uit, jy weet. En
Titanic. Yeah, Titanic yeah, story. exactly. Yeah. He tells him time is running out, and outside of the ship there are people drowning, but the people inside are oblivious out to what's going on outside. Yeah. And then outside is like storm and rain, people drowning, the life reservers being thrown out to save people. The people inside are oblivious, and then there's someone that's saving the people outside that goes inside and tries to warn everyone. But everyone on the inside is like, yeah, you Hulle weet, party en yeah, hulle yeah, dans en yeah, you're hulle- just bothering us now, you weet. Moenie, don't just storm in here and tell us, Ja. you weet. And toe op een of ander dag, the one waiter guy went outside and then he also helped save people's lives. He dove into the ocean, saving people and things like that. Then it like kind of ends there. Then you just hear Reinhard Bonnke's voice in the background saying like, one thing that he said was that the church is not a pleasure boat, but it's a lifeboat for sinners, and that we need all hands on deck. So the story was kind of like how the church is chilling in a building, having just relaxing. If I go to church on Sundays, that's dan God my pad op die bek gegee. But we are oblivious to the sinners outside that need to be reached. And once again, church is good. I go to church every Sunday. But if church allows you to just sit there on your blessed assurance and not do anything, then he said we will need all hands on deck. So that's basically the thing of the story. Everyone needs to help in the end time harvest, not just the evangelist, but every single person. Onthou julle daai deel in die Titanic? Waar daar twee dele is. Jy kry 'n deel vir die rykes, for the rich. Ja. En hulle het hulle bol in die aand gehad en hulle het gedans. Maar hierdie skip was besig om te sink en hulle het dit nie geweet nie. En jy het hierdie ander deel gehad wat hierdie verskriklike armes was. En hulle het eers begin agterkom. The poor and the needy inside. Ja, hier's probleme. En toe het hulle mos daai klein bootjies aan die kante gehad, toe laat hulle sak en hulle klim af. So hierdie wat Laodicea was, the lukewarm. We are rich. Ons het niks nodig nie. Ons het niks nodig nie. Ons is op 'n goeie plek. Hulle sit in hierdie passasiersskip. Hulle kom laaste agter. Hoorie maar, hierdie boot begin nou kantel. Hy begin hang, jy verstaan. So en dan het jy nog die geestelike leier by die kaptein is ook. Waar stuur hy jou heen? Maak hy 'n signal betyds om te sê luister, this is the end of days. Dis in die tyd wat ons leef. So ja, ek dink dit het my net geraak toe hy dit gister my deel sê. Ek het nog nooit hierdie prent so gesien. En eintlik besef, waar's ons in hierdie hele verhaal? Is ons buite besig om te help of ons is binne? Waar in ons gemaksone, in ons comfort zone. Deel bietjie vir ons deel van die crusade. Julle kom laat julle net 'n agtergrond het as hulle crusades doen. Kobus sal ook weet wat is byvoorbeeld nou gaan julle uit vir 'n crusade. Hoe prepare hulle vir die crusade buite die goed wat daar gebeur? Net sê nou maar net in gebed. Hoe het julle gebed by evangelism begin? Hoe het jy dit begin sien? Okay, wel met gebed was net mens sal dink met die evangelism kursus en teach jy net oor evangelism, maar hulle teach jou ook oor gebed en hoe gebed hand aan hand speel met evangelism. Ek weet evangelist Levi Lutz wat ook baie groot hy het sy eie ministry, maar hy's ook connected met CFAN. Hy het vir ons 'n video lecture gegee oor gebed en hy het gesê in die beginjare toe hy begin het in die bediening is iemand om 'n boek gegee oor siele en oor jy weet evangelism, want hy het dit gelees en maar as iemand om 'n boek moes gee oor gebed, het hy gesê nee dankie, ek het nou nie het gebed en maar hy het toe agtergekom, jy weet, met evangelism without prayer is like it's difficult because then you have to reason with people en vat een persoon baie lank, jy weet, want hulle wil nou body without oxygen. Ja, maar as jy gebed inbring, dan is daai persoon so reg om te ontvang, jy wonder selfs, maar
as die persoon Jesus ontvang het, as jy so van, ja maar wag nou, dis 'n bietjie te vinnig, jy moet nou luister na my hele gesprek, en verstaan, ek weet nie of julle, ek het dit al beleef, so dis ja, maar anyways, so ja, die gebed wat in dit ingaan, ek bedoel, ek word nogal kwaad van dit, want jy is al klaar so moeg daar, want jy word al klaar 4 in die oggend wakker om reg te maak vir die dag, ontbyt en alles. Nou sê hulle vir jou, nee man, nou moet ons bid vir die crusade deur die aand. En hulle gee ons time slots, 10 tot 11, 11 tot 12, 1 tot 2, 2 tot 3, 3 tot 4, 4 tot 5. As jy van, hierdie ons wil my, hierdie ons wil, dan moet ek die tyd vir om te slaap. En dan behalwe dit, dan kom ons by die crusade aan, dan is daar 'n tent, waar hulle weer bid. Voel jy, ons het dan gisterand gebid, hoekom bid ons nog? Maar, dis net om te sê, en as jy dat God doof is nie, jy weet, it's not that God is deaf, ek het al iemand gehoor het gesê, nou maar, hoe lang wil ons nog bid, maar God is nie doof nie. Maar, Lukas 11 sê vir jou dan, that knock and keep on knocking, and then keep on asking, and you will receive, en dan maak het 'n comparison te sê, is julle vaders wat being evil now to give good gifts to your children, as more will the Father in heaven not give the Holy Ghost to them that ask him. So die hele prentjie van ons wat vra vir die Heilige Gees is 'n prentjie van 'n man wat aanhou vra. So it's persistence. So prayer isn't just a one-time thing. Prayer is persistence, asking the Lord, soften the hearts of the people, souls, Heilige Gees. En ek dink prayer is ook iets wat jou, it shows your dependency on God. It shows, Lord, we can't do this without you. Only you can do it. If you step down in prayer, if you don't pray anymore, then dan is dit eintlik, jy sê net eintlik vir God ondirek, ek het nie meer nodig nie. Ek het nou hierdie I've got it from here. So gebed het 'n groot rol gespeel met die crusades. We were told to pray, even though there was already an intercessory team, divine evangelism met al hulle intercessors span, maar Guillaume het ons toe gesê ons moet join en help. En ek dink dis die storie ook van die skip, is van nie almal kan altyd miskien uitgaan na 'n crusade toe nie, maar almal kan bid. En dan die een wat bid is die ou wat, ek onthou 'n prentjie gemaak oor gebed en evangelism is, die ouetjie wat evangelizes. Okay, imagine iemand, daar's 'n sloot en jy laat daar's mense wat doodgaan onder in die sloot en ek vat 'n tou en ek maak dit om my ou vas en daai ouetjie om die tou gaan red die mense, maar I have to lower him down. The guy praying is the guy lowering the guy down. The guy evangelizing is the guy getting the souls. So it's like that. It goes hand in hand and you work together. So even the guy praying, the guy sowing seed, the guy physically doing it, ons is almal deel van daai harvest. So ja. So wat ek net in dit wil sê is dat wat ons oor die jare geleer het in die intersessie hierso, kom ek sê oor die laaste 10 jaar in die oggende 5 tot 7 is dat prayer is not a McDonald's. It's not a drive-through business. It's not a quick fix. Jy kom gou in, ons bestel hom gou, 30 sekondes, 2 minute later uit, swipe jou kaart, daar gaan jy deur nie. So wat hier gebeur het, dat School of Evangelism hier gekom het, is 'n divine appointment. Ons het 4, 5, 6 jaar terug het ons siele begin inroep. Elke keer as siele inroep, het ons naderhand vir die laborers begin inroep, omdat die skrif sê, the laborers are few, but the harvest is plenty. En ons het dit ingeroep, North, East, South and West. Lord send them to Bloemfontein. North, East, South, West. En die groep wat die was van 20, van Thailand, Nederland, Amerika en suid van Bloemfontein. So Vader is werklik so getrou, maar jy moet bly, soos hulle sê, jy moet bly klop en bly klop. En dit is soos hierdie beeldhouer wat hierdie stuk hout het. En elke dag begin jy die rough edges eers afslaan, dis gebed. Jy begin dit afslaan en dan begin jy. En hy beantwoord nie net die gebed van die gehoorsame nie, but the faithful warrior that stand and keep knocking on the door. So jy moet faithful wees om aan te hou vra until. So daar's 'n tyd van until. So dis deel van dit.
Wel bietjie staffies, julle was een aand na die klas. Ja. Staffies, ja. Staffies was nou weer 'n ander area gewees. Hulle was klapstoot. So ons was al nightclubs toe in Second Avenue met die studente en goed. En ja, dis lekker en you do get people that receive the Lord. Maar dan as jy Staffies toe gaan, so daar was een groep wat Seconds toe gaan en een groep wat Staffies toe gegaan het. En Staffies is nou die Afrikaanse park deel van die stad. En ja, ons het, kom ons sê net, ons het saad, wel ek weet nie van die ander nie. Ons het saad gesaai, ek het saad gesaai, maar ja, niemand het, but that's also fine, maar I want results, that's what I'm after. Not just a number, but I want someone to receive Christ Jesus. Want my een ding, kyk, laat ek begin, want anders I jump ahead of myself. Okay, so ek kom maar aan, ons het geprik op die speaker, en as jy nie geprik op die speaker net, jy uitgaan en one-on-ones gedoen, in 'n Staffies, so jy daar rondgestap. En so snaaks. Binnekant. Ja, so nie binnekant, ja, binne die, maar ons kan nou nie in die nightclubs gegaan het nie. Ons was gesê, moenie in die plek ingaan nie, maar wees in die area, ja, soos mos die hek, as dit bos aan die inkant, Staffies. En is so snaaks, ek stap af verby, en dan staan, as jy verbystap, dan staan net, en net in daai net kan jy eintlik in die plek in sien, dan staan dames wat nou wag om bakkamer toe te gaan. En ek skree net af, hallo julle dames, Jesus is lief vir julle, bekeer en glo in Jesus. Hulle kyk my aan as ek 'n mal mens is. Maar anyways, die soort was gesaai en hulle kan dit nie, jy weet, once you hear truth, you can't unhear truth. It's there. So anyways, ons stap aan, en ons evangelize, ken hulle die Here, nee. En hulle praat van, obviously is it religion, en ja, hulle almal dink hulle ken die Here, en jy try met hulle so uit te redeneer van, ja maar, reg, as jy bekeerd is, jy dink, ja nee, ek sharp, ek's reg. En gaan kerk toe. Ja, ag my saai saad en alles, en ek vertrou dit gaan beter gaan, daar soos die tyd aangaan. Maar my hart het net uitgegaan vir, en ek weet, ons praat baie van ons mense, Afrikaanse mense, ons sit daar baie keer met ons koppe af en ons dink, ja, wat gaan met ons mense? But it's everyone, we all need the gospel, verstaan so, ja, my hart het uitgegaan vir ons mense, as ek dit so kan stel, net om te sê, jy weet, ek was ook daar, I was also caught up in religion, waar ek gedink het, ek sê, kyk, soos die Here my hart kon verander het, dan kan hy jou, die hardste Afrikaner, kom aanraak, en dis wat my, ek sal sê, as ek daar was, net vir daai switch om plaas te vind in my lewe, was dit iets, want die Here het my net kom wys, jy weet, ek het begin uitskree en uitroep en huil vir my mense, vir my, want as maak, ek wil nou nie rassisties klink van, dis nie rassistiese ding, is glad nie dit, maar is maklik om te dink, ja, maar die erge mense is downtown, maar ons mense sit vasgevang in godsdienst hier, jy weet, sy op Saterdag aand, maar ek speel drom in die kerk, sonneoggende, so ek is reg, en ja, so, maar ek moet sê, ek het nie die Jad kaart gedoen aand, wat ek seker moes doen. Kom ons gaan nou die Jad kaart. Wat julle weet wie van julle weet nie wat die Jad kaart, het jy 'n Jad kaart nie? Ek het dit vergeet. Wie het 'n Jad kaart nie? Dankie. Alright. Daar help jy my. Het julle onthou almal dit? Die Jad kaart. Vir my was dit in die begin was, okay, jy sien daai, maar ek het agterkom, Kobus, jy kan sê, as jy hierdie gaan lees, gaan jy nie die ou se aandag kry as jy nie weet nie. So, hoe het jy, kom ons vertel, maak dit vir ons prakties, wat het jy beleef van die Jad kaart? Want ons maak dit prakties op straat. Ja. Dit help nie ons praat hier nie, ons kyk hoe is dit prakties? Hoe werk jy op straat? Wat het jy gesien wat werk? Okay, wat was baie snaaks want ons het in die klas hierdie eers geoefen op die studente. So hulle roep ons vorentoe en hulle sê toe vir elke student wat hulle rol is om te speel. Hulle sê vir die een student, okay, jy gaan hier staan en Wilbur gaan hier toe kom en hy gaan vir jou sê en die ander 4 studente staan om en hulle maak nou asof hulle die vriende is daai aand en hulle wil nou nie hoor van dit nie en hulle try die een te distract met wie ek praat en ek ek sê van ek praat met hierdie enetjie so hulle sit een man onder druk wat reg kan gebeur op straat. Maar anyways, so ons gaan uit op straat en ons vra toe vir die persoon en dit werk hoor. Jo, eers as jy luister na hierdie hele presentation dan dink jy, nee wat, ek het my eie methods en goed. En dit is fyn, ons almal het ons maniere. Maar
Jy weet, if you want to catch fish, then you use the best bait. So ek is van, okay, wel, hierdie is 'n nice kaart, so ek vaar toe. Die ou wat hierdie gemaak het, kom uit Ierland uit. And he's an amazing street minister. Like amazing. Soos hy het al, ek gaan nou nie nommers noem nie, maar hy het al 'n hele paar mense tot keer gekry daar in Northern Ireland op die strate. And he doesn't just hierdie ouetjie het ons ook 'n bietjie gepraat oor discipleship, wat ook 'n bietjie my hartsnare getrek het, want ek's van but like really follow up, like having coffee with people, and he says within 24 hours of reaching a person for Christ, he has coffee with him. I'm like, Yes. okay, wow, this iets. So anyways, okay, so the Jesus at the door, die vrou persoon, have you seen this picture before? Ons gaan obviously sê nee. Ons sê vir hulle, well, this is Jesus. En jy moet seker maak as jy met hulle praat en wys jy hulle die foto, so they can continue just look at the picture and have a visual picture. Well, this is Jesus knocking at the door of your heart. And if you notice that the door handle is on the other side, it's not on the side of Jesus, which means only you can open up the door of your heart. En hulle stem saam met jou en alles, en vra jy hulle vraag, do you pray? Dan sê hulle vir jou, ja, I pray. Dan say, okay, well, many people pray, but sometimes praying is like speaking to God, but the door is shut. You know someone's there, but you don't have an intimate relationship with him. And many people can relate to that. Ja, van baie bid, Ja, maar hulle exactly. weet nie of hulle voel dis teen 'n plafon vas. Ja, and then, Stem julle saam, nê? Dis een ding wat ons kan sê. Baie Ja. bid, veral 'n godsdiensgees maak jou nie dat jy voel jy's in 'n relationship Ja. nie. Jy gaan bid, maar jy weet ek was daar gewees. Jy bid, maar jy voel net dit kom nie deur nie. ja, en dan vra jy die volgende vraag. Visualize wearing a backpack. Dis nou na die gevaar bid julle. Visualize a backpack. Visualize wearing a backpack, jy dra 'n sak en ek vul hierdie sak met al jou sonde. Sal dit swaar wees? En baie mense sê ja. Like jy mense hulle sê ja, dit gaan, ek kort 'n tweede sak. So, dan sê jy vir hulle ja, wel ek ook. Ek het ook gesondig, die Bybel sê ons het almal gesondig. En dan gaan jy dan sê jy vir hulle, but that sin that in your life, that's what's keeping you from having an intimate relationship with the Lord. So jy het hulle nou bewus gemaak van sonde. Nou bring jy hulle na die evangelie toe en sê vir hulle, if you owe the bank a debt of let's say $1 million, and I gave you the $1 million and you take it to the bank, what's going to happen to your debt? Then they'll tell you it will be paid off. You tell them exactly. We are indebted. Every time we sin, we store up a debt to ourselves. And we deserve to go to hell because of that debt. But God, in His mercy and goodness and His love, came down. He sent Jesus to die on the cross, rise from the dead. So today, that cash can be checked in. Jesus already gave you the check. Hy staan hier met 'n check vir jou. Hy sê vir jou, hier's die miljoen wat jy nodig het om jou debt af te betaal. Are you going to receive it? Are you going to take it? Because ek sal dink daai punt, ja, Jesus praat ook van dit in die Bybel ergens van 'n koning wat the servants of a king that owed so much to him and the king forgave. En daai skep 'n prentjie vir mense van hier, maar ek het eintlik so baie skuld dat Jesus net gekom het en hy sê net gone. Verstaan, alles wat ek gedoen het, alles wat ek gewens het ek nooit gedoen nie, is net weg. En dan gaan mens aan met, as Jesus hier was vandag, sal jy hom innooi in jou lewe. En baie keer sê hulle ja. Hulle is verbaasend, hulle sê ja. As Jesus vandag hier was en hy het gesê ek wil jou vergewe vandag. Ek wil hê jy moet my innooi vandag. Sal jy ja. Okay, great. Dan vra jy hulle, kan jy die wind sien? Ek lees 'n bietjie want ek het 'n bietjie vergeet. Kan jy die wind sien? Dan sê hulle vir jou nee, maar jy kan dit voel. Ja, jy kan. Okay, wat Jesus het gesê, sy Heilige Gees soos die wind amper. Jy kan hom nie sien, maar jy kan hom voel. Kan ek vandag bid dat jy die teenwoordigheid van die Here kan voel in jou lewe? Hulle ja, bid vir my. Bid jy vir hulle, and the Lord comes. He shows up in the Holy Spirit just. Okay, dis waar ek gaan by jou wil. Ja. Salvation is die een deel wat baie stop by. En in die verlede het baie net gestop by salvation. Maar hierdie deel is die heel belangrikste deel. Wat hulle doen. Wat sien julle gebeur as sien julle die wonderwerke in julle one-on-ones, mense wat die Heilige Gees ontvang? Ja, baie keer is dit net 'n
Dit is net 'n vrede partyke wat oor mense kom. So jy voel hoe voel jy na die tyd? It's always ask people, how do you feel after I prayed? They feel peace, they feel joy, they feel love, they feel a weight lifted off them. And that's just baggage wat hulle dra. Mense sê net ek het mense stap rond met 'n gewig op hulle skouers. Hulle sê it was just like it was lifted. En ek weet Evangelist Kobus kan dieselfde stories al vertel van mense wie hy gebid het. People want peace en die ding wat mense ontvang is vrede. Ek het een keer die jackpot gedoen daar by Chicago met 4 ouetjies en 4 ouens op dieselfde tyd. Ek dog hierdie ouens toe hulle my sê hulle wil hierdie Jesus aanneem. Toe dink ek ja, maar dit was maklik. Dit was wat was hierdie kop in hele lewe lank? Okay, anyways. So dan bid jy vir hulle voel die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus, want ek kan hulle heil terwyl jy vir hulle bid. Don't rush anything. Like ek weet ons gaan agter siele aan but give yourself 10 minutes for every soul and say, okay, if it goes a little over, that's fine. But pray. Don't just have this as a thing to rush through. Especially for the prayer, allow the Lord to minister to them. Sometimes they'll cry. Sometimes they'll even tell you, I don't feel anything. And you just tell them that's okay. Jy gaan die aand gaan jy Here ontmoeting met jou hê, moenie worry nie. En dan gaan jy aan en sê vir hulle, right now you're on a crossroads. The one road leads to death, the one road leads to life. But Jesus now wants to redirect your path. Can I pray for you today that you may want to receive Jesus as your Lord and Savior? Today you're making a decision to make Jesus Christ the Lord of your life, to forsake sin, to forsake idolatry, witchcraft, en ek hamer altyd op die ancestral worship 'n bietjie, want hulle soek altyd partykeer Jesus en hulle tradisies, en sê nou forsake the traditions, because Jesus is greater than those things. En altyd wat ek sê vir iemand is, hulle dink hulle is Sotho en ek's Afrikaner, wie's ek om hulle te vertel van hulle met hulle tradisies los? Ek sê ek dink jy wat Sotho is die enigste ou wat entitled is tot 'n tradisie en 'n kultuur. Ek's Afrikaans, but I also grew up in a culture tradition where I was taught things contrary to the word of God. But when I met Jesus, I had to decide, is it going to be traditional or is it going to be the Lord? So just because you are another culture or another language does not mean that you more entitled to your culture tradition. I also had to let things go in my life. En ek het hulle 'n bietjie verstaan ook. But maar dit gesê, ek laat hulle net altyd verstaan, jy moet paar goed laat gaan in jou lewe. And then they give their life to Jesus. And then there's salvation prayers also here. Jesus, forgive me my sins, open the door of my heart, I make you Lord of my life, fill me with your spirit. Amen. Ek doen nou my eie salvation prayer. Ek doen maar dis die jet God. Ja. Dis amazing. En mens kan met enige iemand doen. Ek wil op my bure gaan doen. Ek wil aan hulle deur gaan klop. Hoor hierso wat ek net vir julle wil sê, wat vir my wat die Heilige Gees net weer vir my gewys het, is dat Bobber is 10 jaar op strate. Dis nie dat hy nie weet hoe om one-on-ones te doen. Dis nie dat hy weet om nie te preek in klubs nie. Dis nie, maar ten spyte daarvan is daar 'n deeper relationship with the Holy Spirit. There's a deeper encounter. Daar's 'n groter hongerte wat plaasvind in jou. So geen een van ons kan op die dag of op 'n plek kom. Nie Kobus nie, ek nie een van ons kan op 'n plek kom, nie Wilber nie Dirk nie, Pieter, nie een kan kom en sê, maar ek het gearriveer, want ek ken alles, ek weet alles. So die plek, die dag as jy kom en sê ek wil nie leer nie, dan moet jy weet jy's op die verkeerdste plek. Ja. So uit daai plek uit het daar soveel wat plaasgevind het met Wilber en Richie is there's acceleration now. That will take place because of their obedience. En die plek wat hulle teruggegaan het en gesê het ons gee alles oor, het die Heilige Gees gaan hulle op 'n nuwe plek gaan launch 'n nuwe plek. Dis soos om 'n kar in te tryd. Dis dieselfde, hy vat jou nog steeds van hier tot daar, maar daar's net meer goed wat nou gebeur. Equipped with more gifts, with more power. Ja. So hy word dit is jy gaan net in daai volgende plek
So dis deel van dit. En in hierdie hoekom ek hierdie vra, want die dag wat hy hier is, het ek gekyk en dink ek vir myself, okay, maar dit lyk goed. Ek hoor wat hulle sê, maar dit klink vir my te moeilik. Maar die een ding wat Bobber ook gesê het is, jy moet hierdie ken, gaan leer dit en gaan oefen dit voor 'n spieël. En maak dit jou eie, dat jy nie, want dan, jy moet weet, stap 1, jy hoef nie al 10 te, jy moet net weet wat. Ja, partykeer stop ek net omtrent hierso op is hierso nou net hier was en hy wil inkom. Then if they say yes, then we go to the prayer immediately. Like sometimes you just feel when a person is open to receive, then you just pray with them immediately. You don't have to go through this whole thing like a parrot. Verstaan as hy oop is. Dit het ons ook geleer in selfs as jy by crusade stages en Evangelist Kobus can testify that when you're preaching, then you like your mind wants to go through the whole sermon that you prepared, but sometimes you feel the stir from the crowd. And then you feel the Holy Spirit just give the altar call. Then the people are ready because the Lord knows when the people are going to respond the best. Ek was in die vroeë 90s was ek bevoorreg om stofsuiers in Bloemfontein door te door. En ek sê vir dis 'n grappie. En dan kom jy daar en jy in 'n ou se huis en jy doen die hele build up en jy bou excitement op. Hierdie ou koop hom en nou weet jy, alright, al wat jy moet doen, kaart of kredietkaart of wat 'n manier van betaal gaan jy doen. Dan kan jy dit vra. Dan as jy opgewonde sien jy ou koop en jy hou aan daarmee, dan koop jy hom weer terug. Ons het altyd gesê dan koop jy daai produk weer terug. Op die einde van die dag stap jy by die huis uit sonder 'n sak. So jy kan oversell. Ja. So jy moet weet wanneer om die salvation en dit te doen. In die gebed te doen. So. Ja. En een ding wat op die staat ook help, obviously, is testimonies. We all have a testimony. If you found Jesus, you have a testimony. If Jesus found you, rather, you have a testimony. If you gave your life to Jesus, you have a testimony. Your testimony can be as you were a drug addict, great. Your testimony can enigiets wees. I grew up in church my whole life, can your testimony wees, but I never had an intimate relationship with the Lord. Daniel Kalenda weet ek hy het van CFAN, die president van CFAN. He was raised in a Pinkster kerk. He knew the Lord ever since he was born. There wasn't a time he says that he can't remember not loving Jesus. En hy het baie gewrestel met when was that moment I gave my life to Jesus? Want baie mense kom na jou toe en sê, en ek was een van daai wat gesê het, as jy nie 'n spesifieke dag kan onthou nie, then you need to reconsider. En met baie mense is dit so. Maar with him it was like, well, I don't know the exact day I got potty trained. Maar ek weet dit het gebeur, want ek kan nou toilet toe gaan. Hy het gesê, I love Jesus now, so I know it must have happened sometime when I was younger. So that just opened my eyes. Yeah, but anyways, so your testimony is important. Share your testimony with people. You say, hello my friend, how are you? I just want to share with you a story about my life. I was a drug addict, this, but the Lord came and saved me. And the Bible says that God is no respecter of persons, He can come and save you as well. Yeah, so it's amazing. And when you wake up in the mornings, before you go out to work, whatever, you pray, you say, Lord, give me a heart for people. I don't just want to be busy doing my own thing. Because that's what maak dat ons die stem van God mis, van ander mense. Want ons is besig in ons lewens en dis goed, want partykeer moet ons dink aan ons familie en ons gesin. Maar ons dink nie aan die ouetjie wat he parking his car next to us on the way to work, whatever. Hoe gaan met jou? Hoe gaan met jou gesin? Hoe gaan met jou familie? Gaan dit goed? Ek bid vir jou. Daai tipe ding. Just give me a heart and a burden for the lost. Want mense gaan hel toe en ek besef dit nou meer as enigiets anders. People thought there isn't much time left. En ek praat nie nou eens van die wederkoms, ek praat nou net van mense se tyd op aarde. Even a 80 years on earth is a short life compared to eternity. Ja. So, ja. Deel gou so 'n paar goed wat jy gesê het vandag is die dag, nie môre nie. Okay. So een van die ek is op die SO het al baie eternity in ons kop ingedrul en urgency. Een van die preke wat ons gedoen het op die gospel truck,
was 'n gospel track is 'n mini crusade wat jy oppitch en jy gaan nooi die mense en hulle kom en dis baie vinnige ding. Maar anyways, een van die sermons wat ons moes preek op dit was, jy kon kies tussen twee, maar ek het die een gekies, called God's Calendar. That's all about, now is the time of salvation, is nou. So God's Calendar, dit begin omtrent so, jy weet, God het 'n kalender, en ons 3 datums op daai kalender, en die een is jou geboortedag, die een is die dag wat jy gaan sterf, en die ander een is die dag van jou redding. En dan by elkeen las jy 'n skrif by. When you were born, Jesus, the Bible says that there's a time to be born. Death is an appointment. There's appointed unto man once to die, after that the judgment. So death's an appointment. You can't miss that appointment. You can miss your dentist appointment, your doctor's appointment, the appointment you have with your lawyer, but you can't miss your appointment with death. And then the third one is that Jesus wants the day of salvation. He wants to write your name on that day, so that your day of death, you are secured for heaven. Ek onthou Steve Heel het gesê, when you die, make sure that's all you have to do. Ek weet nie of dit sin maak nie. Wanneer jy doodgaan, maak seker dis al wat jy moet doen. Is doodgaan. Baie mense gaan dood en hulle dink hulle, ek moet nog bekeer, ek moet nog regmaak met God. So ja, die oom lag, want oom weet wat ek van praat. Anyways, okay, so kom by dit uit. So dan praat jy van, now is the time of your salvation. Imagine a man drowning in a river. Hy kom nie van, ek gaan jou môre red nie. Hy moet nou gered. So hy emphasize op dit, hy moet nou. En jy kan altyd hierdie goed vertel, soos, wanneer jy 'n prentjie skep vir mense in die straat, dan besef hulle, okay, urgency. Dan gaan jy aan, ek like hierdie een, dan praat jy met hulle van 3 demone in hel. Hy sê, ek skiep net deur hier baie vinnig. Hy sê, a pastor went to sleep one night, and in his dream went to hell, and over 3 demons talking, and the one demon spoke and he said, I know we're going to deceive the people of Bloemfontein. We're going to tell them that Jesus is the Son of God. He died, He rose again, but we're going to tell him that He's only a way to heaven. En hulle almal lag. Dis 'n goeie idee. En die groot baas demon, hy slat hulle almal, hy sê, nee julle, mense in Bloemfontein is so stupid, julle gaan nie vir hierdie goed val nie. En die demon sê, ek weet wat om te doen. Ons gaan vir hulle sê, Jesus is seun van God, hy dood gegaan het, opgestaan, maar hy's maar net 'n voorvader. Hy's maar net 'n, jy weet, hulle het Jesus en tradisies en hy's maar dieselfde. En hulle lag weer, die head demon slaat die ander demons weer, sê nee, die mense in Bloemfontein is nou nie so stupid nie. Hy sê, die head demon sê, ek weet wat ons gaan doen. Ons gaan hulle sê, Jesus is seun van God, ons gaan hulle sê, hy het dood gegaan, hy het opgestaan, maar ons gaan vir hulle sê, hulle het môre om die keuse te maak. En lama lag, hel gaan mal. En daar gaan jy in die gospel in. Sê my vriend, vandag, die demons wil jy moet wag vir môre. En sê vir hulle, there are people in hell today, not because they said no to Jesus, but because they thought they still have tomorrow. Ja. Ek het al 'n ding gesien op 'n billboard wat gesê het, many who plan to find the Lord at 11 o'clock die at 10:30. Ja, so dis maar net many die bord. Ja. Billboard. Daar het dit al. By kerk het ek gesê, many who plan to seek the Lord at 11 o'clock die at 10:30. Ja. Ja. So it's not, ek vra mense, are you saved? Of are you born again? Wat ek moet jy net stryd vir 'n vrou, is jy gered? Dan sê hulle, well, I'm working on it. Dan wanneer jy, wat's nou om te werk, jong? Is of ja of nee, dis of in of uit. Daar's iets om te werk hier. Salvation isn't a process. Sanctification, your walk, that's a journey, but salvation is the decision you make. En ek sê vir mense, wanneer ek met my vrou getrou het, dit was ja of nee, dit was trou, ja of nee, I do, ja, okay. Mooi, dit was nie 'n proses nie, as jy getrou met jou vrou nie, ons werk nog aan dit. Waarvan praat jy? Maar jy moet bly saam, ons werk nog aan dit, jy weet nie, dit raak nie so nie, of ja of nee. So yeah, that's what we try to get into the minds of people. And people don't know the gospel. Like you think people know about a person named Jesus, but they don't know the gospel. They've never had it properly explained to them that Jesus died, He rose again. You can have eternal life today because of Jesus Christ. Selfs 'n ou wat in 'n
Dutch Reformed Church sit en ek het nie enige steun enige kerkie ek sê maar net they don't know. They've only heard maybe snippets of the gospel, but they haven't heard the full story. En hulle het ook geemphasize, ek vat nou baie tyd, maar hulle het ook baie in ons ingedrol van explain, give the people the gospel. Because at the end of the day, it's not a story that saves. Your testimony doesn't save. Even dat maak nie saak hoe goed dit klink nie. The gospel is what saves. So everything that you say to people, die gospel moet altyd in die mix wees daarso. Deel gou daai dele wat jy sê, die wat's the full gospel? Die full gospel is Daniel Kalender dit vir ons gesê, dis maklik om te onthou dan. Dis 'n rympie. It's the cross, the cross, the empty tomb, the upper room. So meaning the cross, the tomb, burial, resurrection, and then the upper room when the Holy Spirit got poured out. So when you only give people the cross and the resurrection, you only give them 2/3 of the gospel. It must include cross, he died, tomb, buried and rose again, because the Bible says in 1 Corinthians 15, if Jesus did not rise again, we all stayed in our sins. So the resurrection is just as powerful as the crucifixion. And dan sit the outpouring of the Holy Spirit. Jesus said, I go away to prepare a place for you. I'm going to send another. I'm going to send a helper. And he will lead you into all truth. He will remind you of the things that I spoke to you. So then the upper room, receive the Holy Spirit. Weet julle hoe baie mense is daar wat net 'n gedeelte van die gospel ontvang het, wat they never had the upper room experience. Hulle het nooit daai bokkamer ervaring gehad nie. Dit kan ek sê dan ek weet by Divine is dit amper net upper room. Ja. Ja, so dis baie belangrik. Kan ek dink? Ja, asseblief. Ek het toe ek tot bekering gekom het. Alles was vir my ek het nie geweet wat my gebeur het, want ek is nie deur iemand na die Here toe gelei nie. Ek het 'n covenant met die Here op 'n stoep gemaak. Ek sê vandag lê ek die wêreld neer, ek vat jou. Ek weet van jou, maar ken jou nie. As my God my salig maak. Sure. En toe het ek gegaan en ek was Amerika toe, ek het gesien die ouens wat by Oos-London was, daar by Andrehulle, hoe daai ouens operate, hoe hulle hande op lê, hoe die mense, jy weet, val en sulke goede en mense gesond word. En toe het ek na hulle conference toe gegaan. Toe ek terugkom, toe het ek vir Maldonado het ek gaan sien, ek het hom gesit en praat en ek het hom gesê, jy weet, daai tyd was finansies was limited. En ek het hom gesê, asseblief kan hy my nie help met die weet van hulle tapes dis hulle is te duur, ek kan dit nie bekostig nie. Sê yes. En hy het een van sy ouens gestuur en sê kom met so 'n pak terug. Toe gaan sit ek in my conference room by die hotel. En ek sit elke dag sit ek en 'n vrou daarso sit ons die video's op, ons luister dit, maak aantekeninge. En ons gaan staan en bid en ek sê vir die Here terwyl Maldonado loop en hy bid vir die mense so. Ek sê vir die Here ek was nie by daai meeting, maar jy kan my mos aanraak hier. En ek het so gestaan en ek sal nooit vergeet met die vrou langs my daar staan. En ons bid, ons nou ons hele ding. So ek luister nog vandag nog 'n preek, so sê staan ek. So sê sit, dan sit ek. So nie deel asof ek in daai meeting is. En ek sê vir die Here laat hy my aanraak en ek staan op sy volgende raak iemand my hand. Maar ek het ons nou gevra, maar ek het nie geweet. En ek ruk my hand weg en ek sê Jesus, net. Iemand het my hand aangeraak. Sy sê, maar kyk, ek sien sy's daar staan sy. Sy sê nee man, dis onmoontlik. Ek sê iemand het my hand geraak. Maar ek vergeet wat ek gebid het en ek gaan staan weer so. Dit weer so staan. Nee, Jesus. Raak hier al 2 maande, maar trek soos 'n vrotvel oor hy man. Van daai dag af, nee. Ek voel ek die Here tangible. Ek genuine kan voel. En van daai dag af, nee, kan ek die engele voel. Ek voel hoe hulle 3 sekondes kan ek voel hoe hulle my hande vas. En die teenwoordigheid van die Here, altyd. Amen. Says I'm a rewarder for those who diligently. Yes. Amen.
Ja, en ek kan voel wanneer ek bedien word. Partykeer kan ek bedien normaal, ek werk in geloof. Maar partykeer kan ek sit, kan ek voel, yes, hier kom die Gees van die Here oor my, nou weet ek. Nou is ek powerful. Hy het my koop nou vir wat ek nou moet Yes. doen. No problem. Amen. Ek kan so kort getuies, ek het gery na 'n plek toe, die kerk, om te gaan bedien by mense, hulle het my genooi so te gaan help, huisgesin. En om mense wat die religion het in die huis, hulle weet van Jesus, that's it. Hulle is nie gered nie, hulle dink hulle is gered, om hulle die Bybel te verduidelik en te praat en goedheid, dit is absoluut onmoontlik om iemand die Bybel te leer in 'n uur. Ek het 5 ure by daai mense gesit. En toe ek klaar is, toe het ek daar weggery, ek het hulle almal na die Here toe gelei, ek het hulle almal bevry, skoongemaak, en toe gaan ek iets amazing het gebeur. Iemand was by my vir bevryding. 'n ruk terug, 'n man en 'n vrou. En toe ek daar gaan sit, toe ek hulle nooi my vir koffie daar by hulle huis, ek sit en drink, en die man staan op, hy sê, my vrou wil met jou alleen praat. Ek gaan loop, hy loop, en sy vrou begin praat. En ek het gedog hulle huwelik is amazing, en sy skok my tot in my binneste, en sy sê vir my dat, ek kan nie my man hanteer nie, hy moenie naby my kom nie, ek hou nie van sy reuk nie, hy is, vir my oor sy gemors, en ek wil niks met hom te doen nie, hy is nie vir my goed genoeg nie, en al die tipe goed sit sy en praat, en wara. En ek werk in die Bybel uit skrif, en ek lees vir Lukas 17, waar die Here sê, for it's impossible, but offenses will come. Kom aan. But woe from whom it comes. Jy dink jy is onskuldig as jy iemand te nakom, nee. Jy kan net maak wat jy wil. Ek sê, jy is so self-righteous, nee. Jy is so vol van jouself, dat jy net sien wat jou man verkeerd doen, maar jy is al die tyd reg. Ja. Maar jy operate verkeerd, jy is jou man sy helper. Ja. En in die case toe ek met haar nou werk, toe kry ek 'n man later, sy gaan sit in die kamer in. En toe sê ek ook, en toe ek vir haar bid, yes, we prayer. Die Here haar aanraak in haar man. En volgens my, toe ek daar loop, hier staan hulle hand in hand, hulle hand om die lyf, en dit is mind-boggling wat die Here doen. Wow, Instantly. amazing. Die Bybel sê dat he who the Son sets free is free. Finish. En dis nie, die Here doen dit nie oormôre nie. Hy's 'n Yes. God van nou. Yes. En hy doen dit nou, en hy wil mense nou vrymaak. Al wat jy moet doen is accept. Hy sê, klop, maak net oop, so. En ek kan jou sê dat uit die amazing testimonies wat ek al gesien het met mense, en ook die woord van die Here, nee, powerful, nie net gebed, wat mense, ek lei hulle na die Here toe, maak hulle Here toe vir hulle, loop, ek jaag niks uit lei. Gaan 10 dae, lees 10 hoofstukke elke dag vir 10 dae, kom sien julle my weer. Ja. Maar hulle wou geskei het. 10 dae, hand aan hand. Liefie. Mind-boggling. Halleluja. Mind-boggling. Halleluja. Alles met die Here is mind-boggling. Yes. Amen. Thank you, Alles Jesus. is die onmoontlike. Ja. Nou. Ja, glory to God. Okay, so ons gaan so, ek en Kobus gaan praat so in 2 weke se tyd, ons gaan julle die datum gee. Ons is nou op die plek wat ons gaan, Ja. wat ons reg is nou. Ek moes gebied het met daai meisie van 'n lewende woord, Liesel. Ja. Maar toe kon ek nie, want ek het so 'n ander afspraak gehad. Ja. Maar ek het vir gesê vandag dat ons kan by mekaar sit. David Jongbos, Ja. vir ons, ek dink Darnell gaan vandag iets gewees ons vir die Jesus Philip dag gaan by's by die huis. Okay, ja, vir daai. Ja. Dan praat dan ons al die mense van Hilton nooi dat ons sou soheen Dat gaan. ons soheen En dan moet ou 'n paar mense kry wat saam met ou daar gaan werk, en ek dink dit gaan 'n goeie ding wees. Ons ook daar one-on-one met daai mense gaan Ons werk. kan hier vir ons die tyd, ja. Ja. Alright, ek dink dit is 'n goeie En ek tyd. wil dit op 'n Saterdag doen, dat ou die mense kan, jy weet, sommer 'n lekker koeldrankie gee met die Okay, dan kan ons daar begin. Ja. En dan sit ou kyk, ek kan hulle 2 flieks wys. The Sword and the Sweet Play en Dis 'n nice. ja, en die Jesus Philip ook, sodat hulle kan gemaklik voel. En ek wil hulle entertain, hulle moet voel regtig dit is vir hulle spesiaal gemaak, verstaan? En dan, as ons klaar is, dan kan hy ook met die mense werk. Halleluja. Amen. Okay. Enige vrae? Wie van julle wil
Ja, ek het gou iets kort. Waar kry jy die kaart? Ja, so kom. Die kaarte gaan ek gaan vir Kielan vra om weer vir ons te Ek stuur. kan dit sê. Ja, Hy is nou 'n ons paar keer op die tafel. ja, ek gaan vir We Kielan also, vra. mense kan dit ook kry as mens dit optik op die internet. Ek sien baie mense, baie van die studente het dit op hulle wallpaper gehad. So I think you can maybe get it off the internet and like save it on your phone. Ja. Yeah, and then you just take it, or you can take a picture of it now and you have it on your phone. Then you can just open it and it's on your phone. Have you seen this picture before? And you start ja, maar ons sal 'n plan maak om dit te hê. Nie net kortliks is dit that the Holy Ghost, die Heilige Gees is 'n gawe. He is a gift. It's not a reward. So many people think, and how I should think is, jy word gered, dan moet jy eers deur 'n proses gaan van om Here te wys hoe getrou jy is en dan kan jy hom dalk ontvang in krag. But that's not how it works. Ja. You get saved, then you ask him, I want the Holy Ghost. Then he comes. The Holy Spirit comes and fills you to what? To empower you to be a witness. That's why he comes. But he's a gift. He's not a reward. The Holy Spirit doesn't come because you are good enough to have received him. Ja. He comes because Jesus asked the Father and for the Holy Spirit and Yeah. to be sent. Ja, dis 'n geskenk. So it's a gift. And when you receive him, if it's just what Daniel Kalena said, if you can be holy enough to receive the Holy Ghost, then we won't need him. But we need him because we are in desperate need of him to help us and guide us and strengthen us and empower us. En alles wat ons doen op die straat, dis nie ons nie. Ek's 'n introvert, jy weet. En baie mense dis ook waar mense vashak, maar ek gaan nou 'n bietjie te veel praat hier. Okay, I'm introverted. It's got nothing to do with your personality. It's got to do with what the Lord wants to do through you. Ek was te bang om 'n mondeling te sê vir 6 kinders toe ek op skool was. But I now speak in front of people, and sometimes I still get butterflies. And good. But you go because the Lord prompts you to go, and you have a hunger and a desire to see souls saved. And yeah, that's so the Holy Spirit is a gift, and yeah, it's not got nothing to do with your personality. The Lord comes, and even in Acts 2, dan maak ek klaar. Acts 2 they were filled with the Holy Spirit. Acts 4 they asked for even more boldness. So the Lord can fill you with more boldness, more grace. It's ongoing. So ja, dis ek maak klaar. Amen. Kom ons so deel. Ja. Ons was ons so ruk terug net so by Kersdag. Ons het daar goed net uitgegaan om net vir die mense kos te gee en so. En net bietjie te praat oor. En ons het ook basies ons gebeur daaroor seker 'n week voor die tyd. Ons het so elke dag begin bid. En dit is net amazing hoe jy kom en as jy die kos begin gee en jy begin met die mense te gesels, hoe die Here begin oorvat in die gesprek. Dat jy die gesprek so vloei dat jy eintlik wonder, okay, Jesusie, is dit het ek hierdie kennis gehad om dit te kan gee, dat die Heilige Gees eintlik so oorvat, dat jy net dat jy gegaan het en hy het oorgevat en hy het die werk gedoen. Dat die ouens so die Here sit so op James, hy het so op James hart gesit ook om party van die boemelaars te druk en hulle net liefde te gee. Ons het snaakse goed gesien en ek kan jou vertel dat die Here is amazing. Hy het baie uit die aansang gehad. Net in daai kort tydjie wat ons was. En ons moet definitief 'n tyd maak om Ons wou eintlik net vanoggend gegaan, maar ons is maar 3 uur terug hier maar. Amen. Dis dan self. Halleluja. Kom self. So Vader, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie Heilige Gees. Dankie U is so getrou. U is die geskenk wat Jesus vir ons gegee het. U is die een wat beloof is. You are the promise. U is die geskenk wat hy beloof het wat ons moet ontvang. En dankie dat U in ons midde is. Dankie net vir die getuienis van vanoggend en dat ons die naam van Jesus Christus verheerlik kan word in alles. Ons bid vir U bestemde tyd en ons weet elke dag, nou is die tyd, maar ons weet dat U in die tyd is, dat U elke voorbereiding van ons gaan tref. Dankie vir die harte van almal wat net vanoggend kom ontvang. Seën elkeen wat hier is vanoggend en ons loof en ons prys in die naam van Yeshua.
Jesus Christ. Thank you, Lord. Amen. Amen. Baie dankie julle, God bless. Amen. Amen. Ons is volgende week. So, dat is die volgende week. Nee, dis die volgende week, is week daarna.